by, jy kan vir my oopmaak by Lukas, Lukas 5 gaan ons begin. Nou, ons is in 'n nuwe reeks, hoe om te bid. Nou, ons gaan vanoggend kyk na die doel van gebed. Wat is die doel van gebed? Nou, voordat ons by dit kom, imagine gou, jy moet target shooting doen. En jy tref die merk, maar op die verkeerde teiken. Nou ek dink, baie keer is dit hoe ons gebedslewe is. Jy kan dalk perfek skiet, maar as jy die merk tref op die verkeerde target, dan het jy tegnies nog steeds gemis, right? En ek dink ons vra baie keer, okay, as gebed regtig werk, hoekom doen ons dit nie meer nie? As gebed dinge verander, hoekom is dit baie keer ons laaste uitweg? Ek dink ons kom baie keer op 'n plek waar ons sê, Jesus, okay, maar ek het nou alles probeer, ek het die dokters al probeer, ons het Google al probeer, ons het selfs daai wyse oomie op WhatsApp al gemessage en gevra vir antwoorde. En dan soos, okay, nou ja, laaste uitweg, kom ons bid. Hoekom bid ons nie eerste nie? En ek dink nie die probleem is dat ons nie wil bid nie. Ek dink ons verstaan net nie altyd waaroor gaan gebed nie. Ons verstaan net nie altyd hoekom ons moet bid nie. En ek dink die disippels vind hulle self op so 'n plek waar hulle wil weet hoekom hulle moet bid en hoe hulle moet bid. En ons sien hoe hulle vir Jesus vra, hulle wil weet hoe om te bid. En hier is die crazy ding wat ons sien in die evangelies. Die disippels sien Jesus, hulle sien dat hy wonderwerke doen. Hulle sien hoe hy siekes genees, hulle sien hoe hy demone laat vlug, hulle sien hoe brood vermeerder word, hulle sien hoe die krag van God deur Jesus werk, en tog kom hulle nie en sê, Jesus leer ons om wonderwerke te doen nie. Hulle kom en hulle sê, Here leer ons hoe om te bid. Want ek dink hulle het gesien dat daar iets anders is aan Jesus se gebedslewe. En daarom wil ek hê ons moet vir die volgende paar weke kyk hoe om te bid. Want ek dink dit is iets so belangrik en dit is iets wat so belangrik vir Jesus was. En ek wil hê jy moet sommer van vandag af al begryp dat dit nie gaan oor wat moet ek sê, watse woorde moet ek gebruik, hoe lank moet ek bid, is daar spesifieke formule rondom gebed nie. Maar eerder, hoe bid ek op 'n manier wat God se hart en sy karakter weerspieël wanneer dit by gebed kom. Want ek dink as daar iemand is wat die kol van gebed getref het, is dit Jesus en hy skep vir ons die perfekte voorbeeld daarvan. Jesus het gebid. En ek wil hê jy moet gou by my bly. Want hy het 'n paar keer gebid. Die skrif gaan nie op die bord wees nie, net vinnig. Lukas 5 vers 16. Maar Jesus het hom gereeld in 'n verlate plek gaan afsonder om te bid. Lukas 6 vers 12. Eendag kort hierna het Jesus na 'n berg gegaan om te bid. Ons sien ook, Lukas 9 vers 18, eendag na Jesus alleen in gebed was, het hy na sy disippels gekom en gevra, wie sê die ander mense is ek? Lukas 9 vers 28, omtrent 8 dae later, het Jesus vir Petrus, Jakobus en Johannes na 'n berg toe saamgeneem om te gaan bid. En dan sien ons Lukas 11 vers 1, eenmaal was Jesus ergens besig om te bid. Toe hy klaar was, het een van sy disippels na hom gekom en gesê, Here, leer ons om te bid
net soos Johannes sy disippels geleer het. Jesus het 'n spesiale verhouding met gebed gehad. Spesiale voorbeeld wat hy vir ons kom gee rondom afsonder en in God se teenwoordigheid te kom. En hier's die ding, ek dink, vir ons voel gebed baie keer soos 'n verpligting. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei. Dit is wat ons van kleins af hoor. Soos, dit is iets wat jy moet doen. Jy moet elke dag bid, jy moet elke dag jou Bybel lees en dan voel dit soos, okay, dit is iets wat ek net moet afcheck as ek dit gedoen het in die oggend of ek gebid vir my kos, okay, Bob's jou ankel, dis nou gedoen. Maar vir Jesus lyk dit soos iets waarna hy uitgesien het. Want hy het gereeld tyd gemaak daarvoor. Partykeer, na hy lank bedien het, dan het hy selfs vroeg die oggend opgestaan, homself afgesonder van die ander disippels, een kant toe gegaan en gaan bid, want hy het besef dat daar waarde lê daarin, om tyd met die Vader te spandeer. Nou wat is gebed? Dallas Willard sê die volgende: an intentional conversation with God about mutual concern. Dit is sy beskrywing vir gebed. Met ander woorde, dis 'n doelbewuste gesprek met God oor dinge wat vir hom en vir ons belangrik is. Om dit meer eenvoudig te stel, gebed is om met God te praat. As easy as that. En tog, as dit so eenvoudig is, hoekom is dit so moeilik? Ek weet nie van jou nie. Theotron, sukkel om te konsentreer. So, as jy miskien soos ek is, dan kry jy jouself dalk op 'n plek wat jy begin, yes, dankie Here vir hierdie dag, en nou dink ek aan my dag, en so ek soos, ek moet onthou om brandstof in te gooi, en ek moet onthou dat ek met die kinders gaan haal by die skool so laat, ek moet nie laat wees daarvoor nie, as ek by die kantoor kom, moet ek onthou om my e-pos te stuur, en ek wonder of my vrou die skaapchops uit die vrieskas uitgehaal, anders dan gaan ons nie vanaand kan skaapchops eet nie, en dan sê ek soos, goedes, Here, waar was ons nou weer gewees? Dis nou laat, amen. Soos, ek moet nou begin go. Ek weet dit met enige van julle al gebeur. Begin bid en vir jouself weer kry, dan het jy vergeet, jy was besig om te bid. Maar dalk raak jy nie so vinnig distracted nie. Maar dalk is jy op 'n plek waar jy teleurgesteld is. Dalk is jy op 'n plek waar jy het dalk gebid en jy het dalk alles in jou probeer om te bid. Jy het God vir goed gevra, maar niks het dalk kom verander in jou lewe nie. So jy het maar net opgehou om te bid. Jy weet dat dit belangrik is en jy behoort te bid. Jy weet dat dit 'n goeie geestelike gewoonte is, maar dit voel nie soos hierdie lewensveranderende realiteit wat jy gehoop het dit sou gewees het nie. En daarom kom Jesus en hy gee vir ons 'n baie duidelike prentjie van wat gebed is. Hoekom gebed saak maak. En hoe ons moet bid. Hy kom gee vir ons duidelike voorbeeld. Nou as jy jou Bybel by jou het, Matteus 6 vers 9 tot 13. Jesus sê, bid dan soos volg. Ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil hier op aarde uitgevoer word, soos in die hemel, gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het, en vergeef ons sonde skuld, soos ons ook ons skuldenaars vergewe het. Bewaar ons sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie, maar bevry ons van die greep van die bose. Voordat Jesus kom en ons kom leer hoe om te bid, leer hy ons eers hoe om nie te bid nie. So, die eerste ding wat God kom en kom wil bewerkstellig is dat hy wil jou hart hê. Jesus kom sê in Matteus 6 vers 5 voor dit, kom sê hy, en nou
wat die gebed betref, moenie so skynheiliges wees wat daarvan hou om in die sinagoges en op die straathoeke te bid sodat die mense hulle kan sien nie. Ek verseker julle, dit is al beloning wat hulle ooit sal kry. En die woord skynheilige wat hier gebruik word, verwys eintlik na 'n akteur. Iemand wat 'n masker dra, iemand wat rol speel, baie theatrical, groot show opsit wanneer hy bid. En Jesus sê gebed is nie 'n opvoering nie. Jy hoef nie voor God te probeer klink soos iemand wat jy nie is nie. Jy hoef nie jou beste King James taal uit te haal en o almagtige Here, dis nie nodig nie. Jy hoef nie hierdie groot woorde te gebruik nie, want God wil jou hê. Hy wil die regte jy hê. Hy wil jou hê wat moeg is. Hy wil jou hê wat bang is. Hy wil jou hê wat de mekaar is, die een wat nie weet eers wat om te sê nie. Hy wil jou hart hê. En Jesus gaan verder, Matteus 6 vers 7, sê hy, wanneer julle bid, moenie met woorde mors soos die ongelowiges nie. Julle dink, julle stortvloed woorde sal maak dat hulle gebede beantwoord word. Hoe harde woord is daai nie? Dink jou flashy woorde gaan iets doen. Maar Jesus sê, dit doen niks. En hier is die ding, in die antieke wêreld, was daar hierdie ding, dat ouens probeer het om hulle gode te manipuleer deur mooi woorde te gebruik en lank genoeg te praat en sekere danse te doen en rituele te doen en sekere formules wat hulle gevolg het, want dan het hulle gedink, okay, nou gaan dit werk. En dalk dink jy soos, okay nee, dankie tog, ons doen nooit so iets nie. Maar totdat die eksamen kom, en ons sê, Here, ek weet ek het nie geleer nie, maar as jy my hierdie toets laat deurkom vandag, dan sal ek volgende keer baie hard leer. Of Here, yes, ek het nie voorberei vir hierdie meeting wat ek vandag het nie. Wil jy my nie net die wysheid kom gee oor wat om te sê nie? En dan sal ek volgende keer. En ons kom op 'n plek waar ons gebedslewe 'n onderhandelingsmiddel is met God. Waar ons kom met ons lysie en ons sê, Here, as jy hierdie boksies tik, sal ek X, Y en Z. En ons begin met God onderhandel. Ons begin met hom deals maak. Maar Jesus kom en hy sê, dit is nie waarvoor gebed bedoel is nie. Die doel van gebed is nie om God te manipuleer nie. Die doel van gebed is ook nie om hom te probeer oortuig oor hoe goed hy vir jou moet wees nie. Hier is die groot idee vir vandag. Die doel van gebed is nie om iets van God te kry nie, maar om by hom te wees en soos hy te word. Ek wil hê dit moet insink. Die doel van gebed is nie om iets van God te kry nie, is maar om by hom te wees en soos hy te word. Gebed gaan nie eers oor wat God vir jou kan doen nie. Gebed gaan oor God self. En tweede ding, gebed gaan oor verhouding. En Jesus begin hierdie modelgebed wat hy die disippels mee leer. Begin hy, ons Vader in die hemel. En dit is vir my interessant, want Jesus begin nie met ons God wat al ons probleme kan oplos nie. Hy begin by ons Vader. Want hoe jy God sien, beïnvloed hoe jy bid. Sit gou daar by jouself. En wees gou eerlik met jouself. Wie dink jy sit aan die ander kant van jou gebed? Is hy geïrriteerd? Is hy besig? Is jy bang dat jy besig is om hom te steur? Is hy dalk hierdie kosmiese vending machine waar jy druk 'n knoppie en hy print vir jou 'n strokie met antwoorde?
Of is hy dalk hierdie polisieman, wat net wag om jou uit te vang? Of dalk is hy hierdie prentjie van 'n oupa, wat nooit kan nee sê nie, en net altyd vir jou die beste wil gee, en alles wil gee. Maar Jesus kom en hy sê, begin by ons Vader. Want gebed is verhoudingsgerig. Nou, ek weet, ons sit met 'n gemengde gehoor hierso. En jou prentjie van 'n aardse vader lyk dalk anders as die ou wat langs jou sit. En as jy dink aan Vader, dan beleef elkeen van ons dalk iets anders. Want dalk was jou pa nie vir jou daar gewees nie. Dalk het jou pa was dalk altyd kwaai gewees. Dalk was jou pa 'n horrible voorbeeld vir jou gewees van wat 'n pa moet wees. Dalk het jou pa jou gemanipuleer. Dalk het jou pa julle verlaat toe jy baie klein was. Wat ook al die geval mag wees, dit is tot 'n mate die prentjie wat jy van 'n vader het. En as dit is, wil ek vir jou vanoggend kom jammer sê vir die pyn wat jy beleef rondom dit. En ek wil hê dat jy moet weet dat God tree saam met jou daaroor. Want hy wil hê dat jou beeld van 'n vader moet anders wees. Maar jy moet ook weet dat God is nie jou aardse pa op 'n groter skaal nie. Hy's 'n volmaakte Vader. Hy wil naby jou wees. Hy's goed. Hy wil teenwoordig wees. Hy wil jou wonde kom genees. En geen aardse pa, maak nie saak hoe goed hy is of was, is ooit bedoel om die plek te vul van jou hemelse Vader nie. En ek wil hê ons moet weer kyk na die tagline van vandag. Die doel van gebed is nie om iets van God te kry nie, maar om by hom te wees en soos hy te word. Dit bring my na my derde punt. Gebed is daar om my en jou te vorm. Gebed is vormend. Gebed verbind jou nie net aan God nie, maar gebed kom verander my en jou. En Jesus sê in daai eerste gedeelte, Matteus 6 vers 9, bid dan soos volg: ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word. Nou, die woord geheilig is nie 'n woord wat ek en jy elke dag by checkers rondgooi, is woord wat ons hierso kry. Die woord geheilig beteken letterlik, mag u naam erken word as heilig. So wanneer ek dit kom bid, dan gebeur daar iets in my perspektief, in my realiteit van wie God is. Hoe meer ek sien wie hy werklik is, ek meen dat hy goed is, dat hy heilig is, dat hy liefdevol is, dat hy mooi is, dat hy genadig is, dat hy barmhartig is, dat hy getrou is. En dit sien ek wanneer ek in sy teenwoordigheid is. Maar hoe meer ek God sien vir wie hy werklik is, hoe meer begeer ek om tyd in sy teenwoordigheid deur te bring. En net daar lê die beginsel vir my. Jy word soos die mense saam met wie jy die meeste tyd spandeer. En jy kan dalk relate vandag, want as jy saam 'n sekere groepering is, dan vloek ons maak stoute grappies, dit gaan wild, dit gaan rof, en voor ek myself weer kry, ek gaan nie onder peer pressure val nie, maar as ek myself kan kry, dan doen ek presies dieselfde. As ek saam met 'n klomp mense is wat heeltyd skinder, nee, ek gaan nie saam praat nie. Nou, dan is die storie juicy en ek gesels te lekker saam. Jy word soos die mense saam wie jy die meeste tyd spandeer. Maar wanneer ek en jy tyd saam met Jesus spandeer, dan begin ek en jy soos Jesus lyk. Ons begin dink soos Jesus. Ons begin lief hê soos Jesus. Ons begin vergewe soos Jesus. Ons begin mense sien soos wat hy hulle sien.
En dit kom verander gebed van God gee vir my wat ek wil hê. Nou God kom maak my om te wees soos wat U is. Gebed vorm jou sodat mense God kan sien vir wie hy werklik is in jou lewe. Om op te som, wat leer Jesus ons van gebed? 3 dinge. God wil jou hart hê. Moenie 'n vertoning wees wat jy oplewer nie. Gebed is verhouding. Onthou, jy praat met die Vader wat jou liefhet, wat naby jou wil wees, wat by jou wil wees. Gebed is vormend. Ons bid nie om God se arm te draai nie. God gebruik gebed om my en jou te kom verander. Meer soos hy te wees. En hier is my uitdaging vir jou. Vir die volgende paar weke gaan ons oor gebed gesels. Maar in hierdie tyd wil ek jou challenge, bid elke dag doelbewus. Dis eenvoudig. Hê 'n conversation met die Here. Gesels met hom. Wees teenwoordig, want hy wil teenwoordig wees. Hy soek jou aandag. Kry 'n tyd, kry 'n plek, sit jou selfoon weg. Begin net praat. Praat met God asof hy reg langs jou, op die stoel langs jou sit. Want ek beloof jou, hy kan nie wag om met jou tyd te spandeer nie. En as jy nie weet waar om te begin nie, dan begin jy eenvoudig. Dis Vader wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word. Dat die koninkryk kom. Die wil geskied. Dan maak jou hart oop om te hoor wat hy terug te sê het. En trust hom. Vanoggend gesing. Even when I don't see it, you're working. Selfs wanneer ek dit nog nie sien nie, selfs wanneer ek dit nog nie voel nie, is U besig om te werk, so ek hoef nie te kom met my checklist en jou arm te kom draai nie, Here. Maar ek kom om by jou te leer. Ek kom om by jou te wees, sodat ek meer soos jy kan lyk. Sodat ek meer soos jy kan word. Maak tyd om by die Here uit te kom. Sluit die oë. Here Jesus, U kom gee vir ons duidelike instruksies van wat gebed nie moet wees nie. U kom lei ons ook in die woord om ons te leer hoe ons gebedslewe kan lyk en moet lyk. Maar Here, help ons om van hierdie week af intentioneel tyd te maak om by U te sit. Maar dat die fokus nie gaan oor wat ons uit gebed uit wil kry nie, maar dat die fokus sal wees om by U te wees. Om verhouding te bou met U. Sodat ons meer kan lyk, kan word soos wat U is. Here, mag ons begeerte na U groei, mag dit meer word. Mag ons 'n hinkering hê, 'n honger hê om by U te wees. Gereeld tyd te maak. Gebed nie net 'n checklist is en sê ek het dit gedoen in die oggend, ek het vir my kos gebid. Ek het gaan bid voor ek gaan slaap het nie. Maar dat wanneer ons bid, dat dit intentioneel sal wees om met die verhouding te bou. Here, ons is lief vir U. U is goed. U is groot. U is almagtig. U is heilig. Meer soos wat ons weet ons nie nodig het. Kom ons vandag
En sê ons wil tot U nader. Want ons wil by U leer. Ons wil by U wees. Ons loof vir Jesus. Amen.